So ja, hy praat baie van die New Apostolic Reformation. Dit is nou seker die vyand, ek weet nie, van die wêreld of van die groep. Dan laastens, wat ek het net kry hierso. Hierdie mense gee ook voor dat hulle 'n autoriteit is op die spesifieke veld en dat volgelinge dink dat hulle nooit hierdie leier kan bevraagteken nie, omdat hy dan nou so 'n kenner is. Hier is 'n voorbeeld hoe hierdie Hannes homself 'n autoriteit maak deur konstant na homself te verwys as 'n professor. Terwyl, ja, ek kom ons los dit net daar. Niks verder sê nie. Professor Hannes Redlinghuis hier. Ek is professor Hannes Redlinghuis. Ek moet seker iets weet. Goeiemôre, ek is professor Hannes Redlinghuis. Prof Hannes. Professor Hannes Redlinghuis. Goeiemôre, ek is professor Hannes Redlinghuis. Ek as professor Hannes Redlinghuis. Ek is professor Hannes Redlinghuis. Maar nou moet jy mooi lees, prof. So, maar prof, jy moet nou Afrikaans lees, man. Jy kan mos nou Afrikaans lees. Ek is professor Hannes Redlinghuis. Behalwe dat ek 'n professor is, professor Hannes Redlinghuis. Dis hoe ver ek voor is, want ek weet nie goed voordat dit gebeur. Ek is professor Hannes Redlinghuis. Ek is 'n professor in die eskatologie vir 56 jaar. Okay, so daar is dit nou. My intensie was glad nou nie om 'n hele bekleierery te begin nie, maar ek het op die kantlyn gesit en gesien hoe my goeie broer Arend so aangeval word en hy moet nou uitgemaak word as al hierdie goeders. Ek meen, hy post 'n prentjie van 'n bobbejaan wat op die foon praat en iets sê van die Pope of iets, en dan nou ewe skielik, nou mag ek jou 'n bobbejaan noem, want jy het 'n bobbejaan op. Verstaan, is net so kinderlik, en ek so verbaas dat enigiemand regtig val vir hierdie goed, maar mense doen. Net so kortliks, ek meen, hierdie kan jy op Wikipedia gaan kry. Die Heilige Naambeweging is 'n beweging binne Adventisme, wat gemoeid is met die beklemtoning van die gebruik van die Hebreëse naam van God. Dit wil sê dat die uitspraak moet in die Hebreëse taal gedoen word. Adventisme is 'n tak van protestante Christendom wat glo in die naderende tweede koms van Jesus Christus. Dit het ontstaan in die 1830s in die Verenigde State tydens die tweede groot opwekking, toe die baptiste prediker William Miller vir die eerste keer sy geloof gedeel het dat die tweede koms ergens tussen 1843 en 1844 sou plaasvind. Sy volgelinge het bekend geword as Millerite, die Millerites, nadat Miller se profesie